Prys die Here. Kos jy hom 'n lekker lofoffer vanmôre. Hy leef. Hy leef. Amen. Wat 'n voorreg vanmôre as kind van God om te weet ons verlosser leef. Amen. Here, baie dankie. Dankie vir hierdie wonderlike geleentheid om die krag van u woord te kan verkondig, die evangelie vanmôre, Here. Wees saam met elkeen van ons, Here, dat ons vanmôre sal hoorders wees van die woord. Dankie vir u kragtige woord vanmôre. Dankie vir die gees van die Here wat ons lei vanmôre. Here, ek bid vanmôre dat ons elkeen 'n ervaring sal hê met die krag van die Gees. Doping met die Heilige Gees, die wonderbaarlike manier hoe ons dit sal ervaar vanmôre. Dankie vanmôre, Here, vir u genade. Ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, julle kan julle sitplekke neem. Prys die Here. Baie welkom vanmôre. Jy's op 'n lekker plek. Amen. Ek sal 'n bietjie praat vanmôre uit 'n wonderlike boek. Een van die briewe van die apostel Paulus in Romeine, die eerste hoofstuk. 'n Waarheid, 'n kragtige boek, 'n moeilike boek, maar weet jy, ek wil vanmôre vir jou sê, is lekker om uit hierdie boek uit te kan werk en dis wonderlik om dit te kan verstaan. En Paulus skryf vir ons iets en ek noem dit vanmôre, ek skaam my nie. Ek skaam my nie en ek wil graag hê jy moet saam met my lees uit Romeine 1, ons gaan twee verse saam lees. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Hoor wat sê hy? Want dit is 'n krag van God tot redding vir elke een wat glo. Eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Ons leef in 'n wêreld. Ons leef tans in 'n wêreld waar ons geleer word dat so baie mense of dat mense hulle skaam vir die waarheid. Mense wil nie meer die waarheid hoor nie. Jy sien, baie mense is bereid om te praat oor sport en hulle is bereid om te praat oor wat hulle bereik in die lewe, hulle status, hulle oor geld, oor politiek, hulle praat oor die vermaaklikheidswêreld. Maar sodra die naam Jesus genoem word, raak hulle stil. Maar tog kom Paulus, dan skryf hy daar in vers 16, hy sê, ek skaam my nie, want ek skaam my nie. Waarom? Omdat hy geweet het dat die evangelie van Christus nie net 'n boodskap is nie. Hoor gou mooi vanmôre kerk, die evangelie van Christus is nie net 'n boodskap nie. Dit is die krag van God. Dis die krag van God. Nou kom ek vertel jou gou iets korts. In daai jare was Rome destyds 'n magtige stad gewees hier op die aarde. Dit was vol rykdom, dit was vol militêre mag, een van die beste militêre mag. Dit het wysbegeerlikhede gehad en afgoderry. En as ons miskien vandag aan so 'n wêreld of van so 'n stad dink, aan wie dink julle? Oom Kuif. Eerste wêreld, né? Amen. Maar as magtige wêrelde daar buitekant. Paulus het nie na Rome gegaan met menslike wysheid nie. Hoor gou mooi. Paulus gaan met die evangelie. Paulus gaan met die krag van God. Hy gaan met die waarheid, gegord met die waarheid. Jy sien, want die woord van God is 'n tweesnydende swaard. Dit is skerp, wat sny deur die murg en been. Dieselfde evangelie, kan ek gou vir jou iets sê, waarmee Paulus, dieselfde krag waarmee Paulus gegaan het, is in vandag se tyd nog onder ons as mens. Die woord evangelie beteken goeie nuus. Dis nie onbekend by ons nie. Baie mense dink Christendom gaan net oor reëls. Nee. Die evangelie begin by Jesus. Kan ek gou vir jou iets sê vanmôre? Dink baie mooi daaroor. Ek en u is vanmôre verlore sonder hom. Heeltemal verlore sonder Jesus Christus. Jy sien, niemand kan jou red nie. Niemand kan jou red nie. Kan ek gou vanmôre vir jou sê, ek wat hier staan kan jou nie red nie.
ander pastore, ander welbekende pastore, mense wat jy volg, kan jou nie red nie. Daar is net een persoon wat jou kan red, en God het self voorsiening gemaak vir die Seun van God, Jesus Christus wat gekom het, wat betaal het vir my en vir jou sondes wat opgestaan het. Daarom kan die sondaar gered word. Daarom kan ons as sondaar mens gered word, andersins kan jy nie. Paulus skryf daar in vers 16, hoor wat sê hy? Hy sê die evangelie bevat krag. Dit bevat krag. Waarom? Jy sien man, wanneer die evangelie gepreek word, wanneer die krag en die waarheid van God gepreek word, verander harte. Verander harte. Verslaafdes word vry. Kerk, kan ek gou vir jou vra? Kom ons wees eerlik. Wie het al in werklikheid in tye soos hierdie al die krag van die Heilige Gees beleef? Wie het dit al beleef? Wie het al onder die krag van die Heilige Gees miskien beswyk, as ek dit so mag noem? Ek weet ook nou nie hoe mense dit kan beskryf nie. Die krag van die Heilige Gees is 'n wonderbaarlike krag. Jy sien man, die boek Handelinge sê, julle sal wat kry? Julle sal krag ontvang wanneer die Gees van God oor julle kom. Wat sê dit vir ons nog? Hy sê in daai tyd, in Pinkstertyd, toe die krag en die Heilige Gees oor hulle gekom het, het die mense gedink hulle was dronk. Hulle het in tale begin praat. Jy sien, die evangelie word gepreek, harte word verander. Verslaafdes word vry. Huwelike word gered of herstel. En sondaars, die mooiste van alles, word kinders van God. Word kinders van God. Die ergste sondaar, Paulus skryf iets oor die sonde. Hy sê, toe hy praat as 'n sondaar, toe kom hy dan sê hy, waarvan ek die vernaamste was. Hoor gou mooi, geen regering kan dit doen nie. Geen geld kan dit doen nie. Geen sielkundiges kan dit doen nie. Net Jesus. Jy sien, toe Saulus vir Jesus ontmoet het hy Paulus geword. Een ontmoeting. Net een ontmoeting. Onder die krag van Jesus Christus, en dit het alles verander. Jy sien, 'n man wat die Christene vervolg het, en hierdie boek is so mooi. Toe Saulus die Christendom vervolg het, en hy Jesus ontmoet het, skryf hy 'n 3/4 van die Nuwe Testament. Dit leer ons. Romeine 1 wys vir ons die wêreld se grootste probleem is sonde. Gaan lees dit. En wat probeer ons doen? Ons probeer om die simptome op te los. Maar God kom en dan spreek hy die wortel aan. Jy sien, en daai is 'n probleem vir die wêreld. Daai is 'n probleem in die kerk vandag. Jy sien, hulle wil die simptome aanspreek, maar hulle wil die wortel nie aanspreek nie. Kom ons maak gou 'n kerkraadsvergadering. Kom ons sit gaan, ons stem ons gou. Jy sien, ons los die simptome op. Maar wanneer ons kom by die wortel, wanneer ons kom by die erns van die saak, dan kyk almal oor dit. Dan wil niemand dit aanspreek nie. Dan wil niemand dit erken nie. Die geleerdes wat die evangelie skryf, ek sê vanmôre vir teenoor ook daarso, wanneer 'n mens huweliksklasse doen, dan sê 'n mens, ek sê altyd vir hulle, wanneer ons by die erkende reëls van die Bybel bly, dan werk die huwelik. Jy sien, dis wanneer 'n mens nie by die erkende reëls bly nie, dis wanneer 'n mens begin afwyk van dit af. In Suid-Afrika dink ek, die kerk het van die erkende reëls afgewyk, onder die orde van God uitgegaan, en daarom is dit so 'n nagmerrie. Jy sien, ek wil hê ons moet weet vanmôre as 'n eenheid, dat ons die wortel sal aanspreek. Sonde bring gebroke gesinne. Dit vernietig, dit bring geweld, korrupsie, verslawing. Weet jy, kan ek gou vir jou sê, kind van die Here, jy is so gefokus op die geweld en die angs en die vrees daar buitekant, dat jy eintlik besef het dat die krag van God groter is as die geweld. Maar ons het verswak. Ons het vergeet waar kom ons krag vandaan? Waar kom ons hulp vandaan?
Om net te sê ek is 'n kind van die Here beteken nie outomaties dat die Here jou gaan beskerm nie. Die Here wil hê jy moet in 'n eenheid vir hom bid en vir hom vra, Here gee ons beskerming, hy is die voorsiening. Ons sing dit. Hy's our provider. Hy's ons voorsiener. Hy voorsien nie net in jou behoeftes nie. Hy voorsien nie net in jou behoeftes nie. Jy sien die mense het God verruil vir afgode. Vir afgode. Kom ons kom na die manne aan toe. Nee, nou sê ek kan nie kom nie. Ek is bang om te ry in die aand. Ek is dit en ek is dat. Dis jou keuse. Weet jy wat? Ek wil vanaand vir jou sê dit is jou keuse. As daar so baie dinge is wat jou vandag van God af gaan weghou, kan ek gou vir jou iets sê, jou verskonings gaan God jou by jou verskonings los. Hoor gou. As ons moet bid as 'n eenheid, ooreenstemmend met die krag van God, dan faal 'n mens, dan het jy altyd iets aan. Paulus kom en sê, hulle het eerder die skepping aanbid as die skepper. Kyk maar. Ons aanbid eerder die skepping en dit wat in die skepping is as die skepper. Vandag lyk afgode anders. Kom ek noem gou so 'n paar. Dit is geld, dis status, dis sport, dis sosiale media. Weet jy wat? En selfs godsdiens sonder Christus. Kan ek gou vir jou sê, ek kyk hier na ander pastore nie, ek is nie, ek doen dit nie. Moenie vir my iemand so goed stuur nie, ek kyk dit nie. Ek dink nie ek is beter nie, maar ek kyk dit nie, ek luister dit nie, ek het nie lus vir dit nie, want dit trek my aandag af, nou gaan jy seker vir my stuur, ek blok jou. Ek blok jou. Hoe sê hulle scroll verby? Ek glo vanmôre, kan ek gou vir jou sê, daar is een ding wat ek vanmôre gaan sê van hierdie kansel af en dit is nou gesê, dat die krag van God in 'n kerk beweeg en die Heilige Gees van die Here is die een wat die woord lewendig maak. Die woord maak dood, maar die Gees maak lewendig. Wanneer die Gees van die Here werk, val mense. Jy blaas nie, hoor, dan val dit nie. Nee man, die krag van God werk. Die krag van God genees. Die krag van God is dit wat redding bring. Dis dit wat in die geloof wees. Kan ek gou vir jou iets sê? 3 keer in Romeine 1 sê God, ek gee hulle oor. Kom ek lees dit gou vir jou. Dis nie op die skerm nie, ek glo nie, né? 24 en 8 tot 28. Lees saam met my gou, maak gou jou Bybel oop. Waar is jou swaard? Het jy hom? Kan ek dit gou vir jou lees? Daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee en onreinheid. Ek dink nie ek moet hieroor praat nie, ek dink ek moet dit 'n preek maak, dan moet 'n mens dit so doen. Hoor jy wat sê ek? Hoor jy wat skryf Paulus? Eens was jy warm, ek sê vanmôre ook, pas op vir te warm wees, kind van die Here, want warmte word as. Hoor gou, dit word as. Ek wil net vir die Here werk, die Here verwag nie net jy moet net vir hom werk nie. Jy moet 'n balans hê. Jy moet 'n balans hê. Hoor gou hierso. Om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Hoor wat sê vers 26. Hy sê daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. En net so ook het die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar en in hulle wellus teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe en in hulle self die noodwendige vergelding van die dwaling ontvang, van hulle dwaling ontvang. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in die erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan slegte gesindheid om te doen wat nie betaam is nie. Hoe kan 'n mens teen die evangelie en die waarheid en die krag van God se woord gaan? Maar ek wil hê jy moet iets hoor vanmôre. Dit beteken nie dat God opgehou het om jou lief te hê nie.
Dit beteken nie daarby nie. Dis nie die simptome wat God wil red nie, dit is die wortel wat God wil red, wat hy wil hê. Dit beteken as mense aanhou om God te verwerp, laat hy hulle die gevolge van hulle eie keuse dra. Hoor gou. Jy sal die gevolge van jou eie keuse dra. Die een van die ernstigste uitsprake in die Bybel kry ons in Romeine 1, en God forceer niemand. Hy forceer niemand nie. Hy roep, en hy waarsku, en hy wag. Dis wat God doen. Maar uiteindelik kies die mens. Die mens kies. Maar God se oordeel is en sal altyd regverdig bly. Dit is wat gebeur. Ons leef in 'n tyd waar mense sê God oordeel nie. Maar Romeine leer God is liefde. Maar hy is ook heilig. Hy is ook heilig. Hy haat sonde. Hoekom? Omdat hy die sondaar liefhet. Omdat hy die sondaar liefhet. As God sonde ignoreer, is hy nie 'n regverdige God nie. Kan ek dit vanmôre vir jou sê? Die kruis wys dat God neem sonde ernstig op. Jesus het dit op hom gedra. In vers 17, kyk gou wat sê vers 17, want die geregtigheid, nee, hou hom net vir my weer terug, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige, hoor gou mooi, sal uit die geloof lewe. Hoor dit, nie deur goeie werke nie, nie deur goeie werke nie, nie deur jou kerk bywoning alleen nie, nie deur tradisie nie, nee, maar deur die geloof in Jesus Christus. Ware geloof verander jou lewe. Ware geloof is dit wat die vrug by die bekering laat pas. Ware geloof is die gehoorsaamheid wat die oes in jou lewe inbring. Die gees van die Here is op die gesalfde, die geseënde vir hulle wat gehoorsaam is. Dit verander jou denke, dit verander jou woorde, dit verander jou karakter. Dis wat dit doen. Paulus kom en dan sê hy, ek skaam my nie. Ek skaam my nie. Kan ek en jy vanmôre dieselfde sê? Kan ons dieselfde sê? Daar is nie 'n erger ding vir my as om te hoor dat mense sê, dit voel asof God my vergeet het nie. God het jou nie vergeet nie. Nooit. Ek wil hê jy moet vanmôre hoor, God is liefde. God vergeet nie sy mens nie, of sy kind nie, hoor gou mooi. Ja, maar hoekom antwoord hy my nie, hoekom praat hy nie met my nie? Sit gou vir my die volgende een op, asseblief. Weer die volgende een. Is jou horlosie of is jou foon gestel? Volgende een. Want, en hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u wil geskied. Laat u wil geskied. Die wêreld het die evangelie nodig. Die wêreld moet onder die wil van God wees. Ons het baie motiveringspredikings, podcast, boeke. Vandag is tegnologie een van die grootstes. Maar weet jy wat kom ek agter? Die mens bly leeg. Die mens bly leeg. Waarom? Omdat net Jesus jou hart kan verander. As jy nog nie toegelaat het dat Jesus jou hart verander nie, sal jy altyd leeg bly. Hoe toets ek leegheid? Hoe toets ek leegheid? Wat doen jy met God se waarheid? Wat doen jy met God se waarheid? Keisers het gekom en keisers het gegaan. Kan ek gou vir jou iets sê? Koninkryke het geval. Maar my Jesus regeer nog steeds. En die evangelie red nog steeds. Moenie skaam wees vir die evangelie nie. Moenie skaam wees nie. Ons leef in 'n wêreld wat al hoe donkerder en donkerder word. Maar weet jy wat, kind van die Here? Ek en jy sien die lig en sy naam is Jesus. Skyn in 'n donker wêreld. Daarom wil ek hê jy moet vanmôre vashou in die waarheid. Hoe toets ons dit? Hoe toets ons dit?
Leef dit uit liefde. Hou goeie moed. Verkondig Jesus waar jy kom. Moenie skaam wees vir die evangelie nie. Dit is die krag. Jy sien, want die evangelie is net 'n boodskap van gister nie. Dit is nog steeds die krag en die grootste krag in vandag se tyd en vir dit wat nog gaan kom. Jy gaan dit nodig hê. Hoor mooi wat ek vandag vir jou sê. Jy gaan dit nodig hê. Dit is die krag van God elke dag. Here, in 'n voorbidding, in 'n lofprysing, in aanbidding. Wat is aanbidding? Aanbidding is wanneer ek en jy die naam van die konings groot maak. Jesus Christus. Here, want U is heilig. U is die koning van die konings, die alomteenwoordige God in ons lewe. Ons gee eer aan U vanmôre. Daar is niemand soos U nie. Here, U was, is en sal vir altyd wees. U is die Alfa en U is die Omega, die begin en die einde. U is die lelie van die dale, U is die blink môre ster. U is die waaragtige enigste God. Glo jy dit vanmôre? Glo jy dit vanmôre? Amen.